Vertel ons je story hier, uit op die koekblik. Laat die wereld niet meer wonder wie jij is. Laat je story opbring, gaan leef nou als pris. Leef als pris, laat elke dag tel. Leef als pris, laat jou lig verskil. As 'n mens rugby gesels en jy gesels oor manne wat regtig baie jare ingesit het, manne wat op elke tweede ou se mond is en wat sy lippe was en wat ouens saam gespeel het, afgerig het, alles, is daar een naam wat altyd by baie manne opkom, dis Dries Marits. Oom Dries, welkom by Uit die Koekblik. Dankie, ek waardeer. Ja, joh, dit is altyd 'n voorreg as 'n ou met die manne wat kon en kan gesels. Oom Dries, ja. Kom ons stel die mense net eers voor aan Oom Dries Marits. Ek dink daar's baie manne wat dink hulle ken Oom Dries, maar ek dink daar's nie baie wat weet hulle. Oom is gebore in Namibië. Kom ons vat die mense terug van die begin af. Namibië gebore en dan vat ons hom van daar af. Ja, ek is op 'n plaas in Namibië gebore. My ouers het getrek daarvan af Mariental toe. Ek in Mariental gebly en het my pa kom werk vir yskoring van 'n Woupark. So. Die plaas het om hulle na Namibië. Vertel net van daai water. Wat was die situasie daar? My oupa se oorspronklike plaas is langs 'n dorpie in die naam van Stamperie. Dis 'n artesiese wêreld. Die water stoot op van waar in die noorde. En my oupa was ek dink die eerste boer wat artesiese water raak geboor het. Of boor het en hy deur 'n geoloog en hy is ongelukkig vroeg oorlede en toe het my stiefouma die plaas geërf en sy het besluit sy verkoop op 'n tyd. Dus ons noorde toe en dis waar ek gebore is. Ek is 'n bietjie van 'n laatlammetjie, my broers en susters is almal in Mariental gebore. My pa daar uitgeboor want hy het in Karakoel gaan boer in 'n nat wêreld. Foute gemaak. Ja, foute gemaak en teruggetrek Mariental toe vir 'n ruk op die tossing van 'n Woupark te bly. So. Die oom het daarso na skool gegaan. Oom se pa was wat se werk het hy toe gedoen op daai stadium? Hy was 'n boekhouer vir een van die projekmaatskappye van Iscor, hulle noem Wico. Later WPC. Die konstruksiearm by die boekhouding. Wat is oom het begin, watter laerskool het oom by ingesog? Toosius Laerskool van 'n Woupark. Was 'n bietjie van 'n Rutland-kind. Maar ons het Rutland geken, ons pak slag. Ja, die Ritalin-pille het jy maar deur die boude gekry, hè? Ja, en so my ma het my bietjie vroeg skool toe gestuur. 6 geword op graad 1. En in graad 2 begin rugby speel. En in 9. Jy speel hom al klaar onder 9's op baie ouderdom. Ja, dit was die begin van rugby. Op daai tyd op laerskool, onder 9's. Ja. Dit was 'n scrum half begin. So deur die jare het ek veel gespeel, later jare van my eie ouderdom en dan scrumskakel altyd vir die span bome. So. Ja. Toe het my pa verplaas wat hulle vandag noem die Gariepdam. Daai daar was die Verloopdam. En my ma wou nie alleen bly in Van der Byl nie, verkoop sy ons huis. Ek moet Boshuis toe. Sentraal Hoërskool in Bloemfontein, want my pa was daar. En my pa was eerste span kaptein, Koshuis hoofseun en al daai goed. Anyway, daar het ek matriek gemaak. So. Maar aanhou scrummie speel of het oom? Nee, ek het later senter toe bietjie loskakel, maar ek het nooit op skool eerste span gespeel. Hoërskool. Ek sê nie goed genoeg nie. So ek het maar ja. Maar onthou nou, en toe sit weermag toe en nou ek is Julie maand opgeroep. Julie maand is al die domme ouens opgeroep. Die ouens wat Januarie opgeroep is, die wat
kan offisiere word en verder gaan. Nou ons het Julie maand weermag toe. Ja. Watter weer ooms in Bethlehem geweest? Genikorps. Tjoef. Koue wêreld in die winter. Ja, en jy weet, op daai stadium toe werk my pa, hulle het hom verplaas na 'n myn toe met die naam van Rospina in die suide van vandag se Namibië. So ek kom uit warm wêreld uit Julie maand en ek ry op 'n beach buggy. Storie daai ding. Anyway, en ek ry in Bethlehem en is minus 6 grade. Jy kan nie in daai buggy sit nie. Koud. Ja. Oom, die weermag is dit het hom rugby se rugby begin optel van daar af of het nog 'n Ja, ek het daai eerste jaar oor Julie maand se middel van die seisoen in elk geval, maar ek het vir Rospina Club eerste span gespeel, want ons was net 16 rugby spelers. En die oefeninge was my pa nog my vleuel, hy was 12-7 jaar. En met die ouman was wat. Hy het net geweier om rugby te speel, die games. Ek het daar leer 7 kant rugby speel, want ons was net 7 kant oefening op 'n sandveld. Daar was nie gras. In elk geval, so toe ek nou in die weermag kom, toe is ek nou taamlik fiks. Maar ek breek toe my stuitjie van wat ons vandag, ek weet nie wat noem jy 'n zipline of sulke. Ja. Daai daar het ons te foefie slaat. Ek het 'n selfvertroue baan gehad en ek het droog gemaak en land op die grond en nie in die water nie. Jo, dis 'n lelike seer. Breek toe my stuitjie, so ek het nie eintlik daai eerste ruk nie. Toe kom hulle by ons te sê hulle vir ons luister, as jy, want dis met daai tyd se oproep vir 'n jaar. As jy nog 6 maande aansluit, dan doen jy nie kampe nie en jy kry 'n bedrag. Dit klink nice, want wat gaan ek doen as ek Julie maand daai doen? So ek sluit toe aan nog vir 6 maande en ek bietjie tyd op die grens spandeer. In elk geval en tot stadium toe bring hulle ons terug. Dit was so einde Mei as ek kan onthou. En ek het 'n vriend wat hulle het boer daar in die suide van die Maltese wêreld, ou Smitty. Daar's hy vandag. Hy sê eendag vir my, "Hey man, speel rugby." Ek sê, "Daar's toks in jou sak." Ek sê, "Ja." En ek gaan toe eerste oefening wat ek daar sit. Onthou die seisoen is nou al 'n klomp aan die gang. Gawie Spies en ek kan nie Banner Center nie. Hulle speel Oos-Vrystaat onder 20. Maar die buite senter het 'n paar bene wat skrik soos jou man. Nee, hardloop 'n bietjie die manne stukke. Maar op die stadium toe kom hulle sê hulle word nou senters om teen om te oefen. Ek het nou hier dan so sit en kyk. Ek het gesê, "Oké, moenie se bene te." Ja, daar gaan jy jouself breek. In elk geval en hy eerste bal wat hy vat, toe kom hy. En ek het hom raak geduik. En toe help hulle hom van die veld af. Wow. Speel ek daai Saterdag die 20s. En die volgende Saterdag speel ek eerste spel. Wat ek sê, saam met 'n vleuel met die naam van Cheeky Watson. Hy was 'n luitenant in die weermag. Ja. En ons het nog teen Ryds. Die game was teen Ryds. Ons vroeg gestop want hulle het ons pap uitmekaar uitgeslaan. Op Ryds se veld nog, hulle het nog van daai grondbane, atletiekbane rondom gehad. Toe hulle die een slot, sy eie oom slaan en toe laat hy op die tweede lyn val. Daai maandag aand toe gaan ek by Oos-Vrystaat in 'n 20 oefening toe, want hulle speel toe daai Saterdag teen Griekwas. Griekwas se afrigter was 'n man met die naam van Mannetjie se Roep. So ek was 'n groot fan van Mannetjie. Hy was my.
In elk geval en toe die maandag by die oefening net lekker begin losmaak, jy weet, was iets soos vandag. Ek om my veld gehardloop en Ja. dan moes paar sit-ups op te kies. Kom hulle met hulle vir my, jy moet Hoofveld toe. Hoofveld kom toe die Oos-Vrystaat buitesenter in Hamstreet te kry. Sy het my val. Hy Saterdag speel ek by die Wow. Maak as die army klaar. So ons het 3 games gespeel. Ek dink nie die ander 2 was Karibeker. Dit was weet vriendskaplik teen Vrystaat B. En nie onthou die lees. Dis weer van die Oos-Kaap of so iets. In elk geval toe ek wou geoloog word. Toe kom ek eruit. Met 20 nog. Toe hier kom, toe sit hulle ook by die Transvaal 20 senters. En met 'n mannetjie met die naam van Wim Hollander. Prof, Ja, dis dokter reg. Wim, Ja. wat almal kry hom nie gespeel. So moet net vir ek die dag by die oefening kom, eerste oefening kom toe sê oom Jaap Smit. Hy was die agterlyn afrigter. Hulle oom Paul van Beneke was die ek onthou hulle. Daar was die voorspeler en hulle het 2 tafels op die veld daar onder by die dam. En agterspelers in hierdie lyn, voorspelers in daai lyn. Dan kom jy by oom Jaap en sê hy, waar kom jy vandaan? Waar? En hy sê, wat speel jy? Ek sê senter. Hy sê, jy's te groot vir senter gaan speel vir hom. Ek het genoeg senters. Sit ek gaan Ek begin met flank. begin ek derde span flank. Ek en 'n ou vriend van my prokureur geword later, Gavin Tinkler, ons die derde span flank. Maar in daai tyd het ons 7 kantrak koshuis. En op die rug was toe, dit was ons tweede jaar daar. Ek is nie seker of op die rug koshuis by die ou kampus was nie, want hulle was in Braamfontein. In elk geval, ons het toe nie genoeg spelers in die eerste span nie. En ek en 'n man met die naam van Pieter Kloete, hy was saam met 120 uit 8ste. Ons speel toe vir die senior span. En die groot manne was Tommy Boswell en daai klomp in die dagstudie. So niemand het iets verwag na ons wen die dag. En die volgende week kom vra hulle, waar's die ou daar 120 senter gespeel het. Week later toe se Transvaal proewe 120. Ja. Kry 120. We spelen hem onder Leeuws of Transvaal onder 20. Ja. Daai jaar en die volgende jaar seniors. So, ja. It's amazing om wat vir my so uitstaan in hierdie eerste stuk wat hom vertel is wat ons gaan nou by ons gedeelte van afrigting kom. Mense is so vasgenaal dat 'n ouetjie met 'n A-span of 'n eerste span speel. Om dit nie eens dit reg gekry op skool nie en sekerlik as jy daai afrigters daar gevra het, sê Dries Marits nie. Hierdie ou gaan dit nie. En een groot tackle, een dag, een oomblik, een magic oomblik het eintlik oom se deur oopgemaak wat die volgende deur. Hoe amazing is dit? Verder gevat. Ja. Ja. En toe dit nou klaar is oom, toe wat het oom met die toe oom nou van daar af moes ook toe nou klap. Ek wil net vir die mense sê as julle nou die klanke en die goed hoor, ons sit hier by 'n wonderlike koffieshop, maar hier's altyd beweging so, maar dit is om Dries se lekker koffieshop. Ons kuier in sy koffieshop by die Huguenote. So as julle ooit 'n lekker koffie wil kom haal jy hier by Huguenote. Toe hom nou met die klap dinge begin nou seker toe hom nou by toe hom nou by die klap rugby en die dinge toe nou betrokke begin raak. Kyk ek by Rou en ek moet op 'n tyd met jy Rou los. So ek is 1980 Wanderers toe. Net 'n interessante ding, toe ek by Rou kom toe ons tweede liga. Ek het in 76 wil ek nog van 20 was ook eerste span. 78 toe wen ons die in 77 toe wen ons die tweede liga. 78 het ons nie 79 toe deel ons die
die Pirates Grand Challenge beker met Albert. Ja. Ja. Hulle het ons, daar was nie daai tyd semifinaal en finaal sê gaan nou doen nie. Hulle het ons net in 'n wedstryd, die laaste game was teen hulle en hulle het ons gewen, maar ons het die liga gewen. So toe gaan Rou die volgende jaar Durban toe. Maar ek is toe al op swart nie. So ek moet files toe. So ek gaan toe Wanderers toe, na Tweede Liga. En dit vat ons 2 jaar en ons wen die Tweede Liga en toe gaan ons Eerste Liga toe en in 83 toe wen ons die Pirates Grand Challenge. Ja. Die name wat saam met hom by Wanderers was daar? Tito Lupini. As dit wil is dag nou die jaar van praat. Die klomp producers wat almal oorgekom. So ek gaan nou die agterlyn vir jou sê. Die agterlyn. O ja, en dan was daar van my naam van Johannes Rabie. Alias John Robbie. John Robbie, ja. Hy het ingevlieg saam met ons van Rhodesia af. Hy het ons die laaste onafhanklikheidswording dag gespeel daai. Dit was so 'n dag in Bulawayo. Ja. Nooit verkeerd. In elk geval, John kom toe in want dit is Billy Beaumont se 80 Britse leeu's. En hulle skram af sit altyd seer tot skrammaas. Ek dink John is aangeval, so hy kom toe Wanderers toe want Mickey Gerber gee toe vir hom. Vat. So losskakel was 'n losskakel in die naam van daar was 2. Maar naam was Bob Jones Davies. Ook van Rhodesia. En ek en 'n man met die naam van Mike Vernon, hy het vir Natal rugby gespeel. Hy is toe al 'n ouer, ek dink hy was 29, hy daar was dit ook. En regtervleuel was Raymond, en linkervleuel was Peerspies, ou Pier. Die was ons heel laag. Hy is ook bekend. Liam Kirkham, Boekie. Ja, dis laaste wil jy laat. Hy gaan agterlyn pak. Ons Jo. alles gemaak. Ja. En wat doen? Ry hulle later huis Noord-Transvaal toe. Hy nie afrigters van Transvaal het nie lekker doen was. Alhoewel 83 toe wen ons die liga. Wat toe koop Rode. Chris van Rode. En sy toe se kom in 84 Tweede Liga. Weer by Tweede Liga begin. 85 toe wen ons Liga. Nee, ons het 84 al die Tweede Liga gewen, 85 want ons is 86 klap toe. Ja, Maties in ons eerste game uitgehaal. Wen ons die klap. So, dit het weer 2 jaar gevat. So 88 toe wen ons weer die Liga. Ek dink 87 het Rou. Lance Sherrill het 'n bal uit die hoek uit oorgeskop teen ons op Witse velde. Van die strafskop om die game te wen vir. Hierdie verdien was ons skram afstand. Toe julle wille daai Roodepoort span was gepak met die bestes. 87, 88 die paar manne bygekom. Terwyl Negrini, Kalabota. Daai klop. Ons het die kleinste voorry gehad in die land. Was oupa van der Merwe, Kalabarna en 'n man met die naam van Koos Dirksen. Nou Koos Dirksen, weet ek vir jou sê se klein to fame was. Koos het in Roodepoort se eerste span. Al die posisies gespeel waar was slot. Hy was te kort. Ja, dis. Ja. Ja, ons is met daai span af 89. Toe gaan wen ons die klap. Met die afrigter David Marx. Hy het toe net oorgevat by Apies te toe. Dit kos toe Transvaal. Fantastiese mens. Ja. Ja, David is ongelooflik. Ons het ook daai toernooi, ek dink ons kan dit navors, die grootste pakslaa wat Stellenbosch ooit gekry. Ons het hulle daai dag 36-0. Ja. 6-3. Ja. Ja. So. Maar oom daai backline event wat julle gehad het daai tyd
ek bedoel praat nou van die forwards, maar ek weet die backline, julle die goed van as gehad, Hempas, Rademeier, homself, Johan Roots, Janie Roots, Cameron Alwe. Hy het ons net hy die jaar voor dit. Cameron, hy kon ook 'n bal skop in volgende week. Ek kon hier goed, Hempas. Ons ander vleuel wat Dion Coetzee. Dion Coetzee, die akteur ja. wat vandag gesê op baie van die CP's ook, ja. En dan Hempas het gespeel tussen heel agter en vleuel. So. So. Maar sal ons sê daai Roodepoort span, hulle het nou obvious was die name daar. Het dit vir hom makliker gemaak of was dit moeiliker? Want ek dink baie keer sê mense ja, maar as jy saam met 'n baie goeie span speel is dit makliker, maar ek dink om jou standaard heeltyd op te hou saam met manne wat Joel is moeilik. Ek hoor jou, maar ek dink ons moet twee dinge in gedagte daar hou. Ek dink jou afrigter is baie belangrik. En jy's reg. Hy bestuur die spelers, hy rig hulle af. En dit het baie daar by ons gebeur. Apies het ons vryheid gegee in die agterlyn om self besluit te neem. Ding van hom ook is hy is 'n fiksheidvriend. Baie gehardloop. Dion Coetzee en Janie Roots het agter die bult weggekry. Want hy was bult te hardloop. En hy boggertjies. Ja. Maar ja, Apies het op 'n stadium 'n bal laat stoot daar. Apies het ek meen 20 bulte met al die ander goed tussenin, push-ups en al daai goed, was vir hom niks. Dan van ons en dan hardloop jy 12-200 teen tyd. Dis agterlyn byvoorbeeld hardloop en een speler het hardloop nie, ek dink ons tyd was 28 sekondes. En dit maak jy hardloop oor, almal. Maar as iemand is oorgesien dan. Ja. En die forwards dink ek was almal 32 sekondes. Dus ja, so ons was super fit. En ons het ek kom 'n praktiese voorbeeld gee. Niemand het daai klein skrammetjie voorheen van ons rondgestoot. Jy ken oupa van der Merwe. Ja, baie goed. Ja. Slotte was Kalabota aan die Walde vriend. Die Walde toe net uit Stellenbosch uitgekom. Briljante slot. So. En jy het moeilik het Kalabota gesoek het. Ja. Min mense weet hoe vinnig Kalabota. Regtig. Met daai krag van hom. En dan het ons die beste los trio klap gewys in die land gehad. Gawie Rickert, Hendrik Weber, Adrian Hoog. Ja. So ons het in 88, 89 het ons basies alles oorleef. Ja, daai was roemryke jare van Roodepoort en ek meen hulle het soos om sê ek dink hulle het letterlik alles verwoes wat voorgekom het. Dit is 'n fantastiese span. En meeste van daai ouens het ook so oorbeweeg in die Transvaal wat nou of Leeu's ook, daar's natuurlik 'n paar manne om het wat nou van ander klubs, maar ek meen 'n groot hoeveelheid daarvan het gaan Transvaal speel. Jong, nie almal saam. Nee, ons het daar vroeg in 89 net daai klub toe nou ons Apies het toe nou weer Transvaal oorgevat. Het ons 'n oefening soort van teen hulle geoefen die Transvaal span. En ek dink na daai oefening het net Hempas Rademeier en hier goed. Ek is ongelukkig. Ja, Het ons al gekry. so. So rukkie later het ons ander weer buite kom. In daai tyd toe hom daarso by Transvaal was, kyk Transvaal was maar altyd daar en nie daar nie. Ek is 'n groot Transvaaler, maar elke keer wanneer dit lyk of Transvaal die ding kan deurtrek, dan kom 'n naas Botha verby en hy skop die wit waks uit alles uit en ons verloor op Ellis Park maar daar was elke keer hierdie skalkmodie, al daai manne was die Du Plessis boeties wat op 'n stadion daar gedraai het en was altyd daar, maar was nie daar nie. Ja, dit is kyk, ons het eras gehad. In die laat 70s tot die vroeë 80s was noodtransvaal. En vir whatever rede. En dit was baie moeilik om hulle te kry.
toe kom WP. WP bring daai 6 jaar, 5 jaar span van hulle. En ja, so ons het jy het altyd net daar gestruikel. Ek sal nooit 1 jaar vergeet nie. Ek dink dit kan 79 wees. Ons het nog teen Rhodesia gespeel. En ons moes net hulle daar gaan wen. En ek dink dit was nog in Bulawayo. Dan wen ons die Currie. Ek dink daar was net 'n final. Net die twee topspanne het mekaar gespeel. Dus ek kan onthou. In elk geval. En ons gaan speel gelyk op teen 19. Dit is een van Raymond se eerste wedstryde. Hulle het 'n skramafie gehad, een Buchanan. Hulle het ons eenvoudig stukkend gehardloop met die klomp youngsters. Speel is daar gelyk op jy. Ja, as jy, dan kan jy nie. Jy kan nie regstel nie. En met alle respek, die Currie beker was die beste wat hulle nou vandag sal sê klaprappie in die wêreld. Ja. Wat daar was. Ja, beslis. Ja, en laat hom nou so 'n bietjie ons hoop hy bly aangaan en dat hy iewers sy herlewing gaan terugkry. Maar daar's nou so baie rugby, ou kan nie bybly nie. Dit is so en ons ek hoop nie hulle laat die Currie beker verval of weggaan. Ja. Ek meen dit was 'n voedingsbron wat geskik het vir ons. Ja. Het hom aangegaan met klub rugby van daar af by van Rodepoort af? Ja, ek het 93 basies opgehou rugby speel. Toe daai toe was ek kaptein van die tweede span gehou. En gaan afrig by Wanderers 94, 95 en 96. En 'n bietjie nog oor rugby speel. Toe het ek betrokke geraak by Diggers. Saam met hom Klippies Kitsinge. Dit is buitendag van daai manne. Van daar af is ek Wesrand toe, wat ons Harlequins gemaak het. Nou hier's 'n interessante storie by daai gedeelte. Want oom was ek wil amper sê die founder van Harlequins, die naam wat Wesrand toe. Vertel ons net 'n bietjie daai storie. Ja, daar was probleme in die klub en ons het besluit ons sou help, maar ek het gesê hulle die skole en daar was 'n bietjie van 'n wind tussen hulle. Byvoorbeeld David Marx se seun kom van Monas af hierdie. En hulle in skole rugby al vir Randfontein laat speel, maar David het bly raak. Ja. Maar ja, daar was 'n bietjie van 'n ding en ek het met 'n voorstel gekom en gesê, boys, kom ons verander die naam en ek was 'n groot Harlequins ondersteuner wêreldwyd. En aansoek gedoen in Londen. Daai aansoek, die brief, oorspronklike brief dink ek lê nou by 'n koerantman met die naam van Wim van der Berg. Ja, so maak ons dit Wesrand Harlequins. Nou wat nou Die kouse gehou daai tyd en dan die trei van. So wat was die konsep oom? Jy gaan nou natuurlik jy gebruik nou hulle naam, dan draai jy hulle klere ook natuurlik nou soos wat en hulle embleem en alles. Hulle het 'n paar rugby riglyne wat hulle vir jou neergelê het van hoe die klub moet speel. Die tipe rugby en dit en laat die sport perform. So en dit is op daai basis. Ja, so toe het hulle nou oorgegaan van die maroon met die wit in die middel deur, toe gaan hulle nou na daai bloktreye wat hulle nou op die Harlequins wat hulle tot vandag toe nou het. Kyk, nou het almal dit nou hierdie baie groot designs reg oor die wêreld, is al die rugby manne het nou verskriklike mooi klere en geure wat hulle inbring, maar ja, dit was die basis van dit. Het oom van daar af toe nog steeds met die klubs of het hom toe heeltemal oorbeweeg skole toe met afrigting? Ja, ek het basies klaar gemaak met die klubs. Daai tyd ek het eintlik klaar gemaak met afrigting, maar toe my kinders was op Florida Hoërskool en my na op genade gesê ons sukkel 'n bietjie met die onder 14s. Dit was net die begin van die wat noem jy wat hulle vandag noem daai noodvalreeks. O ja, dis reg. Daai ek kan nou nie onthou wat hulle genoem het.
dit was net die begin en Florida, dit is hulle eerste jaar en hulle het 'n bietjie gesukkel en ek het by die onder 14tjies begin. Ons het nie 'n slegte jaar gehad nie. Ek het in die finaal verloor teen Boston. Die groep voor my was afgerig deur 'n mannetjie met die naam van ek wil nou nie sy bynaam noem. Hy het center gespeel. Goudstad, hy is geword. En miskien het ek nie. In elk geval, hy het sy span het die vorige jaar die liga gewen vir Florida en hulle was weer daar en ons twee was maatjies. Okay, kom ek Gert Lindekoe. Gits Gert. Great afrigter, great speler. Ja, anyway. En ons het 'n bietjie, ek het met die nuwe skoolhoofkoppe gestamp in Florida en toe ek weg Rodepoort Hoërskool. Daar het ek 'n hele paar jaar afgerig. Tot die groepie wat ek begin het mee basies deur matriek en ek dink dit nog 1 jaar. Toe gaan rig ek Marathon af. En daai opset het ek JP Hoërskool op 'n jaar afgerig. En toe eindig ek maar by Horizon Laerskool. Ek het Florida Laerskool ook gehelp, Nederlande. Ja, kyk jy later klaar gemaak. Die laerskool rugby het so ek nou of eer vir hom gesê, ek sê ons elke afrigter is vandag maklik. Al hierdie ouens is baie bederf, hulle loop met 'n checkboek reg langs sy afrigting en ek sê dit met baie respek. Maar jy hoef nie verskriklik baie harde werk te doen as jy 'n gedrukte checkboek aan die ander kant het nie. Jy koop jou spelers, jy kry die regte manne in, jy rig af of soos hulle dit 'n afrigting noem. Maar ek dink jy moet jou apprenticeship by laerskole gaan doen. Jy moet 'n 3 jaar want daar leer jy om proper af te rig. Daar's nie veral op die klein ouderdom. Absoluut. Jy met daai seentjies, ek sê mos altyd ek so afgerig dan so een hoek wat altyd nat is waar al die kleintjies kom huil, dan druk jy net so vas. Hy soek net daar, dat coach net so bietjie drukkie, dan sê jy okay, hoe voel jy? Moet ek jou afhaal? Nee coach, dan is daai genoeg, dan gaan hy terug en speel hy weer verder, maar dit is fantastiese. Ja, dit is nou moet ons nie die ouers weggooi. Kyk, ons kan 'n episode oor ouers doen. Oom Dries, die rugby was goed vir hom geweest om sê net nou die rugby was so goed om dit elke dag net ou wil amper die ander goeters laat gaan. Ou wil net rugby. Ongelukkig was dit so. Maar dit is mos die lekker daarvan en ek dink dit is beteken daar's 'n passie agter dit. Nou moet 'n tyd kom dat ou seker sê jy kan nie meer. Ja. Jy moet iets anders konsentreer op. Ja. En in die persoonlike lewe oom, daar's nou ek sien daar's al klein kinders en daar's kinders en vertel ons 'n bietjie van my kinders is ek is geskei. My kinders is groot, hulle is op jou ouderdom. Great, ek is geseën. My klein kinders is nou lekker. 2 klein dogters, great. En dan te honde. Kom was lief vir die honde. Lief vir my. Ja. Om die gaan hom nog baie na die rugby toe. Is hom nog baie by maak nou nie saak klub rugby, laerskool, hoërskool, is hom nog met al hierdie iewers gaan kyk hom. Ek kyk rugby so af en toe by Pirates as gevolg van my rugby vriende. Ons gaan so 1 keer of 2 keer per jaar hulle spark toe. Dis 'n gesprek vir 'n ander dag. Ja. En dis dit. Maar rugby het verander van wat Dries Marits wat op laerskool in vereniging begin of in vir Vanderbijl begin het na wat rugby wat ons vandag ken, is baie anderster. Ja, hy deur sy transformasie gegaan. Ja, ek dink vandag se rugby is al professioneel op baie vlak. As jy die afrigting kyk met jou afrigting, ons daar was te onderwyser. En as jy gelukkig is, hy lief vir rugby. Maar jy het baie onderwysers gekry wat dit net gedoen het oor lidmus. So jou afrigting was nie op die vlak daarvan. Vlak. Vandag het jy voorspeler afrigter gespeel. Ek praat nie van die groot skool hier, ek praat van 'n skooltjie soos Horizon Laerskool. Ja.
Jy het voor en jy het agter en jy het 'n hoofafrigter wat almal kyk en en dis ook goed vir hom. 'n Kind vandag tel dit baie vinniger op. Hy leer meer skills wat jy noem as wat ons daar. Dit sou interessant wees as 'n ou so time capsule kon vat en ek het al baie werk aan gedoen aan hierdie 87, 90 Roodepoort span en nog 'n span wat baie uitgestaan het om Gerrie Gerwenshuis se Witstek spanne was altyd fenomenaal. En ek het al baie gewonder as jy vir 'n oomblik daai twee kon in 'n kapsuletjie sit en jy gooi hom in 'n glas water hier by vandag se lewe, hoe sou daai span, Oomele se span of Gerrie se span, hoe sou dit gematch het met vandag se ouens? Dit sal interessant wees want jou basis van rappeet van hom. Vandag se game is natuurlik baie vinnig. As ek 10 duikslae in 'n game gesien wat ek baie gesien, ek trots op myself. Vandag doen hulle dit in die eerste 10 minute. Presies, En so aan, jou dit sou interessant. Ons sou almal te klein wees. Ek sou moes krampskakel speel. So die posisie wat oom nou op die einde gespeel was nou maar center. Ek wil sê Mars center nie, want dan gaan al die centers my nou hierso. Maar wat was hom se lekkers? Was dit die lekkerste posisie of het Scrummy vir hom tog lekker? Ek praat nou nie van hoe ou se evolusie van jou rugby loopbaan was nie, maar wat was hom se lekkerste posisie gewees? Ja, ek moet op laerskool as ek my oë toemaak dan sien ek krampskakel. Ek het soos ek vir jou sê, ek het ook vir my eie ouderdom hier van standaard 3-4 af ek vleuel gespeel en dan verder om boommeters krampskakel. Soos ek het maar later jare en dan moet ek nou praat van my Transvaal jaar. Dis dit maar sê. So 'n paar games vleuel gekry. Dat laagter kom ek stadig. En ek maar weer terugsit. Om met baie aanhangers en ek dink as die ouens gaan sien Dries Marits, daar's baie mense wat verskriklik met 'n groot impak op ons rugby gehad en veral ek sal dit net maar in die Wesrand ek kan dit baie verder vat maar selfs Wanderers roster Neil Khalife het nou daar gepraat van oom en dit is wonderlik en ek dink 'n mens moet dit altyd onthou en ek dink dit wat oom bymekaar gesit het was goed geweest. Dit was reg, maar wat sou nog sê het wat was oom se motto of mantra of hoe het oom hierdie ding geapproach? Was rugby net soos om nou fokus, was daar 'n sekere resep om dit nie nonsens gevat nie of oefening of wat sou hom sê was? Ek dink die een ding is positief te jy vir alle oefening. Byvoorbeeld jy gaan na 'n oefening toe en jy het 'n verskriklike harde wedstryd gehad. Saterdag en maandag aand weet jy dop gaan vir jou jag in 'n paar pelse, nie vir 'n paar pelse nie. Kyk, hy was net so fiks. Vra vir Dion Coetzee. Anyway. Ja, so jy het nodig gehad om jou mentaliteit reg te kry vir 'n oefening. Anders is die oefening nie 'n lekker oefening. Die oefening nie lekker is nie, kan jy guarantee as jy wedstryd opneem. Pa was vir my beter daarmee as wat dit aardies was. Dok was 'n straightforward, jy doen dit so klap. En daar's nie gevoel. Jy kan sê, vat die gevoel en bære dit. Vir my was dit maar net dat jy moet vir jouself sê ek moet dit doen en ek moet dit geniet. Dis die ander punt. Ek het nog nooit gehoord van iemand wat 12-200 geniet. So. Wat ek gaan hom op die spot sit en vra dink om elke rugby speler dis nou baie gegeneraliseer, maar dink om die rugby spelers van vandag geniet dit of is daar meer hierdie fokus van ek moet hierdie loopbaan, ek moet in hierdie span wees sodat ek daai in kan kry. As ek in daai is, weet ek dit voel vir my so of die ouens hierdie trappe loop en in steede van om net 'n lang loopbaan te hê. Ek het myself 30 jaar rugby gespeel
En ek het soveel memories op die pad opgebou. En dit was nie noodwendig die beste memories nie noodwendig in die eerste span nie. Dit was baie keer waar paartjies jou vra om vir 'n vierde span te gaan speel of wat jy gedrop word en jy gaan speel B-span of wat ook al, maar vir my voel dit baie kere daar's te veel nitty-gritty en ons kan nou na die seuns toe gaan, dat hulle fokus nie meer op rugby nie, hy fokus op dit moet 'n loopbaan wees. Sy pa hoop net, hy gaan Springbok word, dat hy kan handtekening uitdeel. En dit is alles behalwe. Dit is 'n moeilike een om uit te lê. Ek dink as jy direk nog in rugby betrokke is, soos jy nou, op watter vlak ook al, dan kan jy kom en sê, okay, ek kan nou besluit. Party spelers geniet dit. Jy kan dit sien op skool. Ek is nou nie op 'n paar wedstryde van jaar bygewoon. Hulle het geniet dit. En dan kry jy die persoon wat so ernstig is, mag is. En ja, ek dink dis 'n baie moeilike lyn om te trek om te sê wie geniet en wie geniet. Ja. Kom ons vat die 7 kant raf. Die 7 kant is gebou om te geniet. Ja. Maar ek het al 'n paar keer gesien, veral as die manne rustyd het, daai minuut of wat, dan is dit 'n ernstige saak. Daar's nie meer van geniet. Ja. Jy moet nou perform. So ek het nog nooit op 15 man rugby dit so ernstig gekyk. Ja. Kom ek praat van die paar mannetjies met wie ek nou nog praat. Hulle geniet nog hulle klapvlakker. Ek sê maar ek gebruik 'n voorbeeld. Een van my seuns, rugby seuns, speel nou tweede span by Pirates. Hy alhoewel hy in 'n posisie speel wat hy nie eintlik dink is syne nie, hy speel hakker. Geniet hulle dit. Sy senter maar. So ek dink ja, jy het albei faktore wat hier betrokke is. En ek dink dit hang baie van die skeieregter af, die afrigter af. Afrigter, ja. As jou afrigter nie, met alle respek, ek glo nie aan 'n afrigter wat speel. Vir my is dit 'n verkeerde enetjie, nou ek het dit al 'n paar keer gehoor. Dan dink ek veral op skoolvlak is dit moeilik. Ja. Maar ja, hulle druk hulle. Ja, hulle speel remote control rugby ook. En dit is wat vir my ek dink as mense nou teruggaan soos iemand soos David en baie wat ek met hom praat oor jou scope van daai play what's in front of you tipe ding is vir my so belangrik en ek vat dit in my eie boekie gaan haal ek dit uit. Ek probeer die seuns leer, kyk wat voor jou aangaan. Vergeet van die gameplan, maar die afrigter staan hier van die kant af in 'n remote control. Ja. Gaan links, 2 paas daar, skiep daar. En daai kinders is net hierdie robots op die veld, maar hy speel nie noodwendig lekker rugby nie. Hy doen wat die coach sê en hy's hierdie skapie wat agterna hardloop. Maar dit voel vir my soms dat daai ouetjies moet daai tweede span gaan speel op. Ek dink dis die wonderlikste ding. Klap rugby is van die lekkerste rugby wat jy in jou hele lewe, jy gaan die grootste maats hê. Wat 'n ou kan kry is en ek meen hier sit oom op 70 en ek op 49 en ons kan saam rugby praat en dis waaroor dit vir my gaan. Ek voel vandag baie is ons op 'n plek waar dit raak hierdie besigheid. Hierdie ouetjies sit nie meer na die tyd en kuier nie. Hy kom, hy speel die game, as hy afstap, hy gaan shower nie, hy vang sy coulie en dan gaan hy huis toe. Hulle sit nie meer saam en spandeer daai tyd soos wat ons. Ja, kuier. Ek dink ook as jy kyk na hoeveel spelers speel na skool nog dan weet jy wat se druk is geplaas op hulle inspel. Want hy sê net na skool af, ek is nie meer lus vir. Ja. Hulle verloor baie ouens los. Baie ouens los. Ek het 'n hele paar jaar terug het ons 'n bietjie navorsing daarop gedoen. En dit is hartseer dat rugby nie meer van daai kinders uit. Jy's reg, ek dink dit lê by die afrigter. Ja. Hy het nie geniet. Nee, hulle geniet dit nie. Hy geniet dit nie. En die ouers druk daai kinders simpel. Ek sê as jy gaan kyk veral in laerskool, daai seentjies speel nie. Ek het nou die dag met my spannetjie staan ek en ek sê vir hulle en ek meen hierdie ouetjies almal 10 jaar oud, hulle word almal 11 hierdie jaar en ek sê wie van julle speel nog met julle karretjies? 'n Karretjie wat jy dis daar 2 wat hande opsteek uit 'n groep van 25, 30, 2 wat hulle hande opsteek. Ek sê maar wat doen die res van julle?
nee coach, ons kom ons nie met ons karretjies speel nie. Dit maak 'n mens sad, want jy moet tog nog daai balans hê, dat jy nog 'n seentjie kan gaan wees, en daar in daai modder en 'n klip gaan gooi en 'n ou met modder gooi en al daai goed. Jy moet nie net, rugby moet meer as dit vir 'n ou wees in die lewe. Ek bedoel, die lewe het verander, en mense moet dit ook aanvaar. Hy het vinniger. En as ek nou 'n oproep kry, dan moet ek hom antwoord. Dit word verwag van my om hom te antwoord. Waar in die ou dae, wat Ja, jy kan sy maar lei hy. Ja. En ek dink rugby het ook so 'n baie vinniger sport geword, wat as wat ons gewoond is. En baie meer gestruktureerd. Absoluut. Om drie so aan die einde van elkeen van my programme, ek het nou vir hom hierdie beleerbal opgewys. Dit was julle kos gewees, hierdie leerballe. Maar aan die einde van elke program van my, dan kom ek bietjie op my koekblik oomblik. En soos ek altyd hier goed verduidelik, het 'n ou hierdie koekblikkies gehad. En ek sal hierdie goed nou baie goed onthou. Dan het ouma of mamma het altyd die koekies gebak, en die skrabbies het in die bordjies agtergebly en almal het dit geëet. Maar die fancy koekies wat Dominee gaan kom kry, as hy kom kuier, is daar bo geberre, niemand mag daar wees nie, maar jy het geweet, die bestes, en hy kry nog 'n ou waspapiertjie en al die lekker goed, en is dan nou, en dan is mamma hulle nou gou winkel toe, dan is jy nou hier deur, en dan probeer jy nou hierdie blik oopmaak, en dan as jy nou eventually hierdie blik oop kry, want hy het baie moeilik oopgemaak, dan as jy hom nou oop kry, dan is daar die lekkerste koekies wat jy nou daarin kry. Nou jy het jy gewoonlik nie kon hanteer nie, jy het maar so een gee en sê ons bære maar net, en dan gaan deel jy nou gou nog enetjie, maar vir my is die koekblik is nou vandag as ek hom oopmaak, is my magic is die persoon wat voor my sit, en vandag is Dries Marits voor my, of oom Dries soos ek hom ken. En die magic wat ek vandag kan uithaal, ek wil vir hom regtig sê, om het met soveel respek, ek het werklik waar my rugby mense wat ek mee praat, as ek sê Dries Marits, die ouens staan kordaat, daar's nie two ways about it. Geweet om as 'n sterker duiwel gewees, om het die game gejol, om die game geniet, om het suksesse behaal, maar om was goed, en nie net om het soveel teruggestoot weer. Ek dink baie van ons jonger ouens het die terugstoot daarvan meer waardeer is as die tyd toe hom gespeel het. Daai is jou tyd wanneer jy daar buite gaan hardloop, en nou kom jy weer terug, en ek dink oom Dries het so baie teruggesit in rugby, maar nie net in rugby nie. Ek dink om dit baie vir baie manne wat vandag manne is, en jong mannetjies ook, baie sin in die lewe gegee. So ek wil vir hom vandag salute op dit, en vir hom sê baie dankie vir wat oom vir rugby doen, en wat oom gedoen het vir ons manne, vir ons seuns, want Dries Marits is definitief in the top list of goeie manne daar buite. So Baie dankie. dit is so daar's altyd in hierdie blikke ek het altyd die blikke was die by ou Mary, en ons sal haar details opsit, sy maak die lekkerste koekies, so ek bied vandag vir oom 'n lekker uit die koekblik koekie aan, wat hulle nie offset gaan sien, oom Dries vat hierdie huis toe, maar geniet die koekie, en dankie dat oom op die koekblik was, ons waardeer oom verskriklik. Nee, dit is 'n plesier. Dankie oom Dries. Baie Vertel ons je story.